Lang gelede, toe ons nog klein was. Dan het my pa op 'n Sondag aan kerk toe gegaan en my ma het vir my en my twee sissies huisgodsdiens gehou. Altyd het sy die Bybel uitgelees, dan sy vir ons nog Bybelstories vertel en daarna dan het sy vir ons uit een of ander boek voorgelees. Dit was my gunsteling tyd. Ek het dit so geniet as my ma vir ons uit die Bybel uitlees en daarna stories lees en ek kon nie genoeg kry nie. My gunsteling storie was uit hierdie boekie wat sy gehad het, hierdie rooi boekie. Die mooiste storie vir my, en ek sal dit nooit vergeet nie. Daar was 'n seentjie wat in 'n plaashuis gewoon het, 'n klein plaashuis, en hulle was maar baie armoedig geweest. Maar op die heuwel het hy in die verte hierdie huisie gesien met die goue vensters. En hy het so gewens hy kon daar uitkom, en op 'n dag besluit hy, vandag is die dag, want ek wil na hierdie huis met die goue vensters stap. En hy het begin stap, en dit was 'n blank en moeilike pad, maar hy het daar uitgekom, en toe hy daar kom, toe sê hy, maar die huis is net 'n gewone huis. Dit het die goue vensters sê, dis ou hout, dit lyk amper net sy huis, maar van sy huis af is daar dan goue vensters. 'n Meisie kom uit die huis uit, en sy vra vir hom, wat's fout, wat maak jy hier? Hy sê vir haar, ek het jou huis gesien en uit sulke goue vensters gehad, maar nou sien ek uit die goue vensters hier. Sy stap saam met hom, sy sê, kom ek wil jou iets gaan wys. En sy gaan stap net 'n entjie verder, sy draai na sy huis toe en sy wys hom, kyk, is daai nie jou huis nie? Ja, sê hy, maar die huis het dan goue vensters. Sjoe, kan jy glo, laat ons altyd kyk om iets beters te hê, te verwag om iets beters te kan kry of sien, en wat het ons? Ons het klaar die beste. Jesus gee vir ons wat ons nodig het. Moenie gaan soek vir die huisie met die goue vensters nie, want as jy terugkyk, sal jy sien die huisie met die goue vensters is jou huis. Geseënde dag vir julle.